Goeiedag, Garsfontein geloofsfamilie. Nou in hierdie tyd na Pinkster, fokus ons nog steeds op die Heilige Gees en wat 'n verskil hy in ons lewens maak. Ons kyk vir 'n paar weke nou na die Heilige Gees in die Ou Testament. Ons is baie bekend met die Heilige Gees in die Nuwe Testament. Ons weet redelik hoe werk hy en ons is baie gemaklik met die manier hoe hy is. Maar in die Ou Testament het hy bietjie anders gewerk. Dit bly dieselfde Gees, net soos wat dit dieselfde God bly, maar sy manier om met mense om te gaan, het 'n bietjie anders gelyk. Een van die grootste verskille is dat in die Ou Testament was die Heilige Gees net uitgestort op individue. Een persoon op 'n slag was gevul met die Heilige Gees. Vandag weet ons is daar miljoene, biljoene mense wat gevul is met die Heilige Gees. Ons lees vandag uit Numeri 11, die storie van die eerste uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie was weer eens een van die verskille, net 'n tydelike gebeurtenis. Moses gaan na die Here toe, nadat die volk alweer gekla het, en sê vir die Here dat hy eintlik nie cope met hierdie volk nie. Hy sien nie meer kans hiervoor nie. Hy is moeg, hy is frustreerd, hy is moedeloos. En dan sê die Here vir Moses in Numeri 11 vanaf vers 16: Bring vir my 70 van Israelse leiers, mense van wie jy weet dat hulle leiers en amptdraers van die volk is. Neem hulle na die tent van ontmoeting toe en laat hulle daar by jou staan. Ek sal dan afkom en daar met jou praat, en ek sal van die Gees wat op jou is, op hulle laat kom. Hulle sal dan saam met jou die verantwoordelikheid vir die volk dra, sodat jy dit nie alleen hoef te doen nie. Dan spring ons aan na vers 24. Moses het vir die volk gaan vertel wat die Here gesê het. Hy het 70 leiers van die volk bymekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan. Die Here het toe in die wolk afgekom, met Moses gepraat en 'n deel van die Gees wat op Moses was, op die 70 laat kom. Toe die Gees op hulle kom, het hulle as profete begin optree, maar daarna nie meer nie. Hier sien ons 'n uitsonderlike gebeurtenis. Die Heilige Gees word in die Ou Testament op 27 mense uitgestort, en dan hierdie een enkele keer op 'n hele groep mense van 70. Hierdie 70 mense, hierdie mans, ons lees van hulle in die Hebreëus as die ouderlinge. Hulle was reeds leiers gewees. Want sien, in die Ou Testament het dit op hierdie manier ook anders gewerk. In die Nuwe Testament, in die tyd waarin ons leef, kom die Heilige Gees na jou toe, die oomblik wat jy glo. Ons hoef nie iets te doen om met die Gees vervul te word nie. Ons hoef nie weer 'n keer gedoop te word nie. Ons hoef nie wonders te doen nie. Ons hoef dit nie te verdien nie. In die Ou Testament het God se Gees egter baie selektief na mense toe gegaan. Hierdie 70 is klaar gereed om die Gees te ontvang. Hulle is reeds leiers. Wanneer die Gees op hulle kom, dan staan daar dat hulle onmiddellik begin profeteer het. Nou, om 'n profeet te wees, is sekerlik een van die grootste tekens van daardie tyd, dat jy vervul is met die Heilige Gees. Ons lees dit keer op keer, die Gees van God het op Jesaja of Elia of Jeremia verskyn, en hy het gesê. So hierdie 70 mans begin profeteer, maar dan staan daar ook, dit was net tydelik, dit het daarna nie weer gebeur nie. Nou presies wat daarmee bedoel word, is nie heeltemal seker nie. Party teoloë meen dat hulle was net vir 'n oomblik gevul met die Heilige Gees, en hulle het daarna, was hulle nie meer Gees vervuld nie. Ander meen, hulle was daarna nog steeds vervul met die Heilige Gees, maar daardie spesifieke gawe was nie meer daar nie. Dit maak nie regtig baie saak hoe lank hulle die Heilige Gees gehad het nie. Maar God gee vir hulle die gawe van profesie, sodat die mense kan sien, hulle het die Heilige Gees ontvang, sodat dit sigbaar is in hulle lewens. Daarna lees ons het hulle meer 'n administratiewe rol gespeel.
Hulle het vir Moses gehelp om hierdie volk mooi in toom te kry en meer die administratiewe goed te doen. Dit was dus nie meer nodig vir hulle om te profeteer nie. Moses was in elk geval die tussenganger en hy het vir die volk vertel, wat is dit wat God sê? Hierdie 70 lees ons nie baie daarna wat het met hulle gebeur nie. Maar ons lees dat wanneer daar gepraat word hieroor, dan sê Moses in vers 29 vir Joshua, ek sou wou wens dat die hele volk van die Here profete was en dat hy sy gees op almal mag lê. Wat 'n voorreg vir my en jou om te weet dat hierdie droom van Moses het waar geword en ons is deel van hierdie volk wat almal God se gees het. Amen.